Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. En vanaand nooi ek jou uit. Storie aand vanaand. Kry 'n koppie koffie of tee of lemoensap, net soos wat jy wil. En relax. Ons gaan vanaand storie praat. Die groot feesmaal. Jy weet, ek weet nie of julle al gelees het in Lukas 14 vers 15 tot 24. Het Jesus 'n gelykenis vertel van 'n huiseienaar wat mense genooi het na 'n groot feesmaal. Nou ja, dink jouself vandag in, 'n ryk man het 'n baie groot vertrek waar honderde mense kan kom sit aan tafel. En hy het vir al sy werkers, of so sê sy besigheidsmense wat met hom besigheid doen en so het hy genooi. En familie en al sulke dinge na hierdie feesmaal toe. Maar soos ek gesê het, honderde mense kan daar sit in daardie saal van hom. En hy het al die voorbereidings gemaak en mense genooi, die uitnodigings uitgestuur. En toe die feesmaal gereed is, toe stuur hy sy diensknegt om almal te gaan haal na die feesmaal. En elke ene het 'n verskoning gehad. Die ene moes sy maag begrawe. Nee, ek kan nie dit maak nie. Verskoon my. Die ander een, ek het 'n nuwe kar gekoop. Ek moet hom uittoets hierdie naweek. Ek kan nie daar wees nie. O, dis die groot rugby-wedstryd. Ek kan nie daar wees nie. So het elkeen 'n verskoning gehad. 'n verskoning wat hulle reken geldig is. En die diensknegt kom terug by sy heer. En hy vertel hom. En sy heer het baie kwaad geword. Ek sou ook gewees het, ek meen, jy het al hierdie voorbereidings gedoen, en jy het die mense vooraf al gewaarsku, maar nee, hulle het dit net nie gemaak nie, hulle kan dit net nie maak nie. Nou ja, toe stuur hy sy diensknegt weer uit, en hy sê, ons kan nie hierdie kos mors nie, alles is voorberei, alles is gemaak, gaan nooi die blindes, die krepeles, almal wat jy kan teekom, nooi hulle na hierdie feesmaal. En hy gaan toe, en hy gaan nooi almal, want hy is 'n baie betroubare diensknegt hierdie. En hy gaan nooi almal wat sy heer gesê het. En hy kom weer by hom, en hy sê vir hom, my heer, ek het alles gedoen wat hy sê, maar daar is nog baie plek. Hy sê vir hom, nou gaan jy uit, na die stiegies, daar waar die boemelaars is, daar waar die mense onder die kartonne slaap, gaan haal hulle almal, jy dwing hulle moet kom, hulle is welkom, dat hulle kom na hierdie feesmaal, want ons gaan nie kos mors nie. Nou ja, met dit gesê, ons almal is uitgenooi na Jesus Christus se feesmaal. God die Vader nooi elke een van ons. En hy het ons so lief gehad nie, dat hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En 2 Petrus 3 vers 9, sê hy, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige van ons moet vergaan nie, maar dat almal gered moet word. Dis hoe lief hy ons het, dis hoe kosbaar jy is. En ja, was jy al in 'n situasie wat jy gewonder het, maar hoekom is ek in hierdie situasie? Hoekom dit met my? Dan wil ek jou die vraag vra, hoekom dan nie met jou nie? Want God die Vader het met jou, wat sy skepsel is, 'n afspraak. Want hy wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie, maar dat jy moet uitroep na hom, wat die enigste redder is. En dis hoekom ons in situasies is. Dis hoekom sekere dinge met ons gebeur, en dat hy ons aandag op hom kan vestig, want hierdie wêreld van ons is so besig met sy eie dinge.
Jy is so besig om geld bymekaar te maak. Jy is so besig om vir jou iets bymekaar te maak vir jou ou dag. Net eers nog 'n beter kar, net eers nog 'n beter huis, dat ons tog maar net versorg kan wees. Maar hoe weet jy wat gaan môre gebeur? Hoe weet jy of die bank nie gaan toemaak nie? Hoe weet jy of jou rekening nie maar sommer net gaan verdwyn nie? In hierdie nuwe wêreld van ons kan enigiets gebeur. Vandag se tegnologie is nie betroubaar nie. Ons hoor so baie van dinge wat gebeur, net soos as jy dink aan die COVID wat gebeur het. Ons word beheer deur hierdie wêreld. Kom my vriend, vriendin, asseblief, moenie jou hart verhard as jy sy stem hoor vanaand nie. Jy is kosbaar. Jy is kosbaar vir die Here. Elke een van ons. En die keuse is joune. Jy moet die keuse maak. En as jy die keuse gemaak het, sal die Here jou red. Hy sal jou nooit wegwys nie. Maar jy moet die keuse maak. En jy moet uitroep na hom. So ja, dis my boodskap vir julle vanaand. So bly in die waarheid en blessings.